Goeiedag, baie welkom by Tabernadei se aanlyn diens. In September roep ons dit familiemaand by Tabernadei en wil ons so 'n bietjie oor familiewaardes praat. Ons het 'n reeks voorberei vir 4 weke wat ons titel na aanleiding van Josua se uitspraak is. Hy sê, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Vanoggend spesifiek wil ons jou so 'n bietjie die vraag vra, wie gaan jy dien? En in hierdie 4 weke reeks gaan ons so 'n bietjie jou uitdaag om Christus gesentreerde huise te skep. Dit gaan harde werk wees. Dit gebeur deur voortdurende goeie besluite te neem, deur sterk familiebande te bou en ook deur konstant Jesus Christus te eer as die koning van julle huisgesin, om hom die hoof van alles te maak. Kom ons lees dit daar in Josua 24 vers 15. Dis eintlik ons teksvers vir die hele reeks. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Josua in die Engelse vertaling sê, but as for me and my house, we will serve the Lord. Die Engelse het 'n uitspraak wat hulle sê, it's time to draw a line in the sand. En ek dink in baie huise is ons daar, waar ons gaan moet begin besluite neem. Dis tyd vir ouers, dis tyd vir gesinne, om intentioneel te besluit om God te dien. Hierdie is 'n dapper besluit, wat vra vermoed en durf en deursettingsvermoë. Hierdie besluit definieer die geloof en die geestelike klimaat selfs vir komende generasies. Nou, hoe gaan dit alles gebeur? Nommer 1, onthou wat die Here vir jou gedoen het, wat die Here vir julle gedoen het. Dan Josua 24 vers 1 tot 13, roep Josua die hele volk bymekaar, en dan herinner hy hulle aan die geskiedenis van Abraham, Isak en Jakob, en hoe Josef en die volk uiteindelik in Egipte beland het. Ook van hoe Moses deur God gebruik is om die volk uit Egiptiese slawerny uit te bevry. Hoe God die see oopgemaak het en die Egiptiese weermag laat verdrink het. Hoe dat daar 'n klomp rampe en oorloë gebeur het, maar hoe dat God aanhou voorsien het vir 40 jaar in die woestyn. Van hoe hulle deur die Jordaan getrek het en God vir hulle die land in besit laat neem het. En dan sê hy daar in vers 13, ek het julle 'n land gegee, waarvan julle die grond bewerk, of nie die grond bewerk het nie, en ook die stede gebou het nie. Julle bly nou daarin, en julle leef van die wingerde en die olyfboorde. En dan kom hy daarop neer dat alles is net genade. Alles is net genade. Josua herdink en hy onthou die geskiedenis van Israel, God se getrouheid en voorsiening. Hy herinner die volk dat as dit nie was vir God se liefde, vir God se genade, vir God se voorsiening, vir God se beskerming nie, sou hulle nog slawe gewees het. Dalk moet jy en julle as gesin bietjie nadink oor God se voorsiening in julle lewens. Hoe dat hy vir julle gewerk het. Dankbaarheid vir God se getrouheid kweek vertroue en lojaliteit. Miskien moet ek en jy so bietjie persoonlike voorbeelde met ons familielede deel hoe God deurgekom het. Hier's die tweede een. Verwerp alle kompeterende lojaliteite. Hoor wat sê hy in vers 14? Hy sê, vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid en verwyder die gode wat julle vaders gedien het oor kan die Eufraat en in Egipte en dien die Here. Die Engels sê, fear the Lord and serve him with all faithfulness. Throw away the gods your ancestors worshipped. Israel was omring met mense en ander volke wat afgode aanbid het. Josua daag vir Israel uit om alle ander gode te verwerp en nie verdeelde harte of belange te hê nie. Miskien moet julle as gesin bietjie goed gaan identifiseer wat ons samelewing of in jou lewe of in jou huis afgode geword het. Is dit dalk ons liefde vir sport? Is dit dalk sosiale media? Is dit dalk die tegnologie? Is dit dalk 'n strewe na sukses en na geld? Wat van die goed
is 'n bedreiging vir julle familielewe? Wat is 'n bedreiging vir gesinstyd? Wat is 'n bedreiging vir julle verhouding met die Here? Watter gewoontes of patrone moet verwyder word of verander word om God voluit te kan dien? Identifiseer hierdie bedreigings en verwyder dit voordat dit te laat is. Hier's my derde punt. Besluit nou, besluit vandag om die Here voluit te dien. Hy sê in vers 15, dis sy konklusie, ek en my huis, ons sal die Here dien. Josua vat persoonlike verantwoordelikheid as die geestelike leier van sy gesin. Hy kommunikeer sy besluit publiek sodat ander mense dit ook sal weet. Sy besluit is ferm en beslis. Dis nie dubbelsinnig of halfhartig nie. Sy besluit het 'n invloed op sy eie, maar ook op opkomende generasies. Ouers, veral paas, jou leierskap begin by 'n persoonlike oortuiging, hierdie conviction. En Christenfamilies moet saam besluit om God altyd nommer 1 in ons huise en in ons lewens te plaas. Maar dis veral die leierskap van die paas wat deurslaggewend is. Jou huis kan Christus reflekteer, selfs in tye waar die kultuur van die samelewing dit nie doen nie. Iemand het dit een keer mooi gesê. Hy het gesê, you cannot control the culture, but you can choose your conviction. Ten spyte van die kulturele druk van sy tyd, maak Josua hierdie bold verklaring. Ek het gedink om so 'n paar praktiese voorstelle te maak vir jou en jou gesin. Hier's nommer 1, skryf bietjie as gesin saam 'n missieverklaring. Wat glo julle? Waarvoor staan julle? Wat is julle as gesin se waardes waarin julle glo? Besluit saam en skryf dit iewers neer. Nommer 2, besluit op 'n geskikte tyd vir familiehuisgodsdiens. Wanneer gaan julle saam Bybel lees en bid? Wanneer gaan julle saam kerk toe gaan? Hoe gereeld is dit vir julle nodig? Wat dink julle? Waar gaan julle betrokke raak in kerklewe? Hier's 'n derde voorstel. Maak 'n plakkaat van Josua 24 vers 15. Druk hierdie uit en plaas dit op 'n plek waar almal in die huis dit gereeld kan sien en hardop kan uitspreek. Die vraag is, wie gaan jy of julle dien? Miskien moet ons iewers hierdie besluit maak en dit kommunikeer met mense oral. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Die vraag is eenvoudig, wie gaan jy dien? Kan jy eerlik sê dat hy nommer 1 in jou lewe is? Kom ek bid vir jou. Vader, baie dankie dat ons vandag kan bid vir elke huishouding. Die instelling van families is so onder aanval die laaste paar dekades. Die duiwel wat die dief en die verwoester is besig om huise ongelukkige plekke te maak, terwyl U wil hê dit moet 'n plek van vrede en vreugde en gesinsvriendelikheid, familiebande, dis wat dit behoort te wees. Ek bid dat U vir elke leier van 'n huis, of dit 'n pa of 'n ma is, die vermoë gee om saam met Josua die keuse te maak en sy gesin of haar gesin saam te neem om te sê, ek en my huis, ons gaan altyd die Here nommer 1 plaas in ons lewe. Ons bid dit in U kosbare naam. Amen.